Goeiemôre en welkom by Groot Plaas. Na die 12de Februarie 2026 het president Cyril Ramaphosa back in closure tot nasionale ramp verklaar. 3 maande later en ons het steeds 'n hele klomp onopgeloste vrae en dit is waarop ons juis vanoggend fokus. Maar eers oor na Doopie wat vir ons 'n kort boodskap gehad het. Vanaf 'n Nampo Oesdag 2026. Ons is die hele week hierso en deur die loop van die week sal jy insetsels sien waar ons met verskeie van ons gaste gaan praat. Gaste wat bekend is, ook onbekende gaste en vir julle 'n bietjie meer wys oor wat aangaan by Nampo hierdie jaar. Hou ook ons sosiale media dop want ons gaan 'n bietjie 'n paar behind the scenes goedjies vir julle ook skiet en julle dalk bekend sal aan 'n paar van die goedjies wat nuut en vars is by Nampo hierdie jaar. So maak seker jy loop dit nie mis nie. Dankie vir Jen wat instaan hierdie week, maar elke dag sal ons vir julle insetsels skiet. Net om te sê, hoe gaan dit hierso by Nampo 2026? Welkom terug. Nou ons gesels vanoggend met Dr. Mark Chimes. Ons gesels oor 'n paar mites as dit kom by back and closure, veral in suiwelprodukte. Nou hy is raadgewende veearts en dieregesondheid en welsyn programbestuurder by Melk SA. Goeiemôre Mark. Goeiemôre. Lekker om weer hier te wees. Mark, kom ons begin net gou vinnig vir mense wat steeds nie weet nie, wie is Melk SA en wat doen julle? Ons is 'n oorkoepelende liggaam wat die suiwelbedryf verteenwoordig. So jy het die melkprodusente, dis die boere aan die een kant, en dan het jy die melkverwerkers, dis dan die melkfabrieke aan die ander kant. En dan verteenwoordig ons dan die suiwelbedryf van plaas tot op die tafel deur die winkels in terme van voedselkwaliteit, veiligheid, beskikbaarheid en dies meer. Maar kom ons fokus op 'n back and closure. Ek het vroeër genoem 3 maande later steeds baie onopgeloste vrae wat ons het. Wat is die nuwe regulasies en verwikkelings? Kyk, in Februarie is ons nuwe regulasies afgekondig deur die direkteur van diereproduksie en gesondheid. Wat gesê dat enige, veral aan die suiwelbedryf se kant, dat dit nie meer nodig is om alle melk dubbel te pasteuriseer nie. So indien melk slegs vir binnelandse gebruik bedoel is, dan hoef jy slegs die melk een keer te pasteuriseer. Vir uitvoer natuurlik gaan dit nog steeds die regulasies wees wat die invoerland bepaal. In meeste gevalle moet dit of lang lewe melk wees of dit moet dubbel gepasteuriseer word. En dan aan die ander kant ook natuurlik met jou uitskotkoeie, die slag van diere. Voorheen moes hulle die kop en die pote weggooi vir tot 6 maande lank, en baie in die 5de kwart, die afval en dies meer. Die regulasies het nou ook verander sodat van 3 maande na dag 0 mag jy nou jou beeste by enige abattoir laat slag. Dit hoef nie meer 'n back and closure abattoir wees nie. Maar dan mag die diere, as dit nou van 'n plaas is wat onder kwarantyne is, mag die vleis nog nie uitgevoer word nie, maar vir die plaaslike mark mag jy dan slag by enige abattoir. En dis nie meer nodig om die kop en pote en alles in die afval weg te gooi van 3 maande na dag 0 af nie. So dit maak 'n groot verskil ook aan die inkomste wat jy dan kry vir jou karkas. Gesonde kudde wat wel ingeënt is daar enige kwarantyneregulasies, mag hulle wel vrylik rondbeweeg? Ja, kyk, onder die vorige regulasies was dit, as jy ingeënt het, was jy onder kwarantyne geplaas. Maar dit is reëls wat nog gekom het van 'n periode wat ons back and closure vry was sonder inenting. So die regulasies nou sê nie, as jy 'n gesonde kudde het, aan ander woorde 'n kudde wat nie onder kwarantyne is vir back and closure nie, en jy ent jou kudde in, is daar absoluut geen beperkings nie. Jy gaan aan soos asof jy jou kudde ingeënt het vir knoppiesvelsiekte of enige ander siekte. So daar's absoluut geen beperkings nie. Minister John Steenhuisen het gesê hy wil teen Desember hê 80% van veekudde moet ingeënt word. Nou baie kenners meen daai tydperk is te lank. Mens moet vinniger, meer intensief die inentings doen. Wat is jou mening daaroor? Ja, die beste metode is natuurlik om, as jy die nasionale kudde in 'n periode van sê 6 tot 8 weke, hoe korter hoe beter, maar as jy binne 6 tot 8 weke die hele land se beeste kan inent, dan het jy goeie immuniteit deur die hele land. Want wat nou tans gebeur is, nou ent ons byvoorbeeld onder andere die melkboere het gevra dat hulle eerste ingeënt kan word, omdat hulle soveel skade ly. En nou sit jy met 'n melkplaas wat ingeënt is, maar nie een van sy bure is ingeënt nie. Nou kry die bure
back and close hier. Nou sit jy met hierdie soos hulle sê eilande van ingeënte diere in 'n see van virus. En as jy 'n verskriklike hoë viruslading het, dan kan dit immuniteit oorbrug. Dit is soos wat jy na oorlog toe gaan, sê met 100 soldate en die vyand kom met 1000 soldate aan. Jou kans om te wen is skraal. So as jy net sê 100 immuunselle het en dan daag 1000 virusse op, dan is die kanse dat hulle jou immuniteit gaan oorbrug baie groot. So indien ons landwyd die hele kudde kan inent in 'n kort tydperk en sê binne 6 maande weer die volgende inenting kan gee, sal dit 'n groot verskil kan maak. Maak ons moet nog gesels oor daai inentings. Baie boere mee en hulle het ingeënt, hulle vee word weer siek. Is dit die regte inentings wat ons tans kry van oorsee? Hoe lank kan mens nog wag voordat ons regtig ordentlik weer kan uitvoer? Klomp vrae wat ons nog het, maar ons praat nou weer verder oor. Bly skakel. Welkom terug. Ons gesels verder met die Dr. Mark Chimes van Melk SA. Ons praat bietjie oor mites in die suiwelprodukbedryf, veral as dit kom by back and close hier. Maak ons nou gesels oor hoe belangrik dit is om daai 6 tot 8 weke te haal as dit eintlik kom by inentings. Maar daar was ook gerugte van boere wat gesê het hulle het hulle diere ingeënt, maar hulle het weer back and close hier gekry. Is dit moontlik? Hoekom? Ja, kyk, ons het verslae gekry dat daar boere is wat sê hulle het ingeënt en dan weer back and close hier gekry het. Ek self is bewus van ten minste 6 gevalle. Maar in die eerste plek as jy kyk hoeveel plase is ingeënt en hoeveel verslae ons kry van boere wat sê hulle was ingeënt en weer back and close hier gekry, dan is die getal nie op hierdie stadium kommerwekkend nie. In meeste van hierdie gevalle is dit 'n geval van dat die boere was al reeds besig, of die kudde was reeds besig om die virus te inkubeer toe hulle ingeënt is. So aan die ander woorde, kyk as jy 'n bees inent, is nie onmiddellik immuun nie. Dit vat so 3 na 4 weke vir die teenliggaampies om op te bou tot op 'n beskermende vlak teen die virus. So indien hulle in daai tydperk die virus optel en die siekte alreeds inkubeer, dan gaan die virus die immuniteit kan oorskry en hulle gaan simptome ontwikkel. En tweedens wat jy ook moet besef is dat 'n goeie entstof beskerm teen omtrent 80% van jou diere teen die virus. Met die gevolg is as jy 'n kudde van omtrent 1000 diere het, dan gaan jy met 200 diere sit wat nog vatbaar is vir die virus. So hulle kan nog simptome wys, al is die res van die kudde beskerm. En indien dit nie vroeg genoeg ingeënt het, behoort die simptome te verlig dat hulle nie so erg aangetast word nie. En dan moet jy ook in die derde plek onthou, jy het hierdie, soos ek vroeër gepraat het, van hierdie eilande van diere wat ingeënt is in 'n see van virus. As hulle blootgestel word aan baie hoë vlakke van die virus, dan gaan dit hulle immuniteit kan oorskry. So, kyk, want daar is byvoorbeeld sê in KwaZulu-Natal is daar sprake van plase wat al in Maart ingeënt is en in Mei back and close hier gekry. So hierdie plase het genoeg tyd gehad om immuniteit op te bou. So dan raak dit nou meer kommerwekkend, maar ons vermoed daar dat hierdie plase net aan 'n baie hoë lading van virus blootgestel is, omdat die omliggende plase nie ingeënt was nie, weens 'n tekort aan entstof. So ons moes prioritiseer watter plase ons inent. Ons het begin met die melkplase en die biere. Ideaal gesproke moes ons kordonne om elke melkplaas ook ingeënt het, om as 'n bufferzone te dien. Maar die ministeriële taakspan is besig om al hierdie gevalle waar daar vermoede is dat die entstof gefaal het, om dit te ondersoek. Die privaat veeartse en die staatsveeartse word versoek om dit aan te meld, dan sal die ministeriële taakspan dan natuurlik ondersoek instel. En dit moet nou nie verwar word met neeweffekte van die entstof nie, waar jy byvoorbeeld inent en daar is dalk swelling waar jy ingeënt het, of jy dink jou vrugbaarheid is dalk nie wat dit moet wees nie, of wat ook al die geval. Dit is 'n neeweffek. Ons praat hier van gevalle waar die beeste ingeënt is en daar 'n vermoede is dat immuniteit nie opgebou het of dat dit nie beskerm het teen die virus soos wat ons graag sou wou gehad het nie. Daar is dan nou gerugte van mense wat sê dalk is die entstowwe wat ons invoer nie in ooreenstemming met die stamme van wat die probleem is, die back and close stamme hier nie. Het ons die regte entstowwe ingevoer? Gaan mens altyd so half sien dat nie al die entstowwe 100% werk nie? Is dit normaal? Kyk, die geval was omdat
onderste poort nie virusse gestuur het vir die Pirbright Instituut nie, was daar natuurlik nou nie 'n bank van virusse beskikbaar van die onlangse virusse, die stamme wat in die uitbrake veroorsaak het nie. So ons het gesit, of die Pirbright het gesit met stamme van 14 jaar plus terug. So die enstofvervaardigers moes toe maar die stamme wat by Pirbright is gebruik om die enstof te vervaardig. So daar was van die enstowwe wat dalk nie heeltemal antigenies verwant was, so goed as wat ons sou wou gehad het, teen die veldstamme nie. Maar jy moet onthou, die enstofvervaardiging is 'n baie komplekse stelsel. En in die eerste plek moet jy kyk dat jou virusse antigenies verwant is, en dit word dan uitgespreek as 'n R1 waarde, en dit sê net vir jou hoe nou pas die virus in die enstof die stam wat in die veld voorkom. En dan doen hulle bo op dit 'n virusneutralisasietoets. Nou die virusneutralisasietoets is waar hulle die koeie inent met die enstof, en dan 4 weke later trek hulle van die serum, en dan gooi hulle van die virus 'n bepaalde hoeveelheid van die virus saam met die serum, om te kyk hoe goed maak jy die virus dood. Dan verdun hulle daai serum, dan gooi hulle weer dieselfde hoeveelheid virus by, en so hou hulle aan tot hy nou nie meer die virus dood maak nie, en dan het jy nou 'n titer, soos hulle dit noem, jou virusneutralisasie titer. So dit kan ook dan bepaal hoe goed die enstof werk. Al is hy nie antigenies goed verwant nie, as jou neutralisasie titer goed is, of ander woorde, hoe sterk is hierdie enstof, weet hoe goed is hy om die virus te neutraliseer. En dan in die derde plek het jy die PD50 wat die konsentrasie is van die enstof, wat ook 'n rol speel. Skus dokter Mark, ons is ongelukkig uit tyd, maar baie dankie vir jou insig vanoggend. Ek dink dit is onderwerp waaroor ons nog baie vrae gaan hê, en verseker daai antwoorde gaan soek. So baie dankie vir jou tyd en saamgesels. Dis dan al vir Groot Plaas. Môre is ek weer saam met jou terwyl Doopie in Nampo is.